Goeiedag almal en wat 'n wonderlike voorreg is nie om saam met mekaar te kan reis en ons is deur 'n geruime tyd nou in die boek van John Stott besig, The Cross of Christ. Ek en Gerard is sommer hier so in die studio om te reflekteer oor wat het ons die afgelope 30 dae in ons reis saam gehoor. Miskien wil julle ook graag deel sommer wat julle daar ook gehoor het en wat vir julle regtig waarde toegevoeg het. Ons sal graag by julle ook wil hoor wat vir julle waardevol en betekenisvol in hierdie tyd was. Gerard, as ek sommer vir jou kan vra in jou eie reis op hierdie stadium Paaswees 2025. Dis lydingstyd, ons is diep bewus van wat die Here Jesus vir ons gedoen het en ek wil sommer net by jou hoor kollega, wat het jy die afgelope ruk beleef? Ja, dankie Kenneth. Dis nogal interessant soos 'n mens deur hierdie boek reis. Natuurlik werk 'n mens deur geweldig baie temas en mens lees baie en daar's natuurlik goed wat jy in die boek onderstreep of highlight om dit te onthou. Maar ek dink ook as 'n mens daai aandam in die bed gaan lê, dan is daar ook goed wat dieper insink. Verder sink as net die gedagtes, maar ook in die hart insink. En iets wat vir my geweldig baie persoonlik nou uitgestaan het gedurende hierdie tyd, is wat dit werklik beteken het om jou kruis op te neem. As Jesus ons die opdrag gee, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem en wat dit werklik beteken. En dink iets wat ek altyd maar saam met my gedra het, is dat dit hierdie gevoel was van as ek deur 'n moeilike tyd gaan, die finansies klop bietjie of ek is nou daar in 'n winkel en betaal iets en hulle sê die kaartmasjienkie werk nie want my kaart is nou leeg of ietsie soos dit, dan sê ek dis omdat ek my kruis opneem en die Here volg. Maar dit is nie noodwendig so nie. Om die Here te volg en ons kruis op te neem, beteken dat ons hom volg na Golgotha en daar ons lewe neerlê. Ons kruis op te neem, het daarmee te doen dat ons bewuslik die Here volg, met hierdie gewig op ons rug, asof ons 'n kruis dra, as herinnering dat ek nie meer vir myself leef nie, maar vir hom. En ek dink dit was iets wat my eksistensieel uitgedaag het. Dis nie ligte musiek nie. Sure. Nou Gerard, ek wonder sommer net baie prakties in die jaar van ons Here 2025. Wat sê ons vir mekaar as ons sê ons moet ons kruis opneem en Jesus volg? Ek wonder sommer maar net wat die diepe betekenis daarvan is. As ons nou regtig gaan dink oor presies dit wat jy nou gesê het, hoe lyk dit in praktyk? Ek dink dit is 'n goeie vraag en ek dink die antwoord daarop kom ook in die vorm van veelvoudige vrae. En ek dink een van daai vrae is ek bereid om my lewe soos ek dit ken neer te lê? Nou ek dink hier is 'n maklike vraag nie, want ons almal het maar ons gemaksones en ons planne en ons drome. Van kleintyd af word ons geleer deur ons ouers en ons onderwysers, jy kan wees net wat jy wil. Jy kan streef so hoog soos wat jy wil. Jy kan bereik net wat jy graag in gedagte het vir jou toekoms. Maar om jou kruis op te neem beteken om dit alles wat rondom die eie wil gedraai is, neer te lê en dalk miskien vir die eerste keer in jou lewe te vra, Here, nie net wat is u wil nie, maar Here, wat is u wil vir my lewe en hoe pas ek binne u wil in? Nou, ek wil graag vir jou vra, as jy nou ook reflekteer net oor die boek self en die inhoud, wat sou jy sê is die grootste uitdaging in ons moderne wêreld wat John Stott vir ons uitwys wanneer hy skryf oor die kruis van Christus? Gerard, ek wil 'n bietjie aansluit by die vorige punt wat jy ook gemaak het, naamlik die gesindheid. Dit wat jy gesê het, ons leef in 'n tyd wat baie oor die self gaan. Jy weet, jy's selfhandhawend, selfgedrewe, die selfsug wat toeneem, hoe ons foto's neem, praat jy van selfish. Sommer net oor dat mense regtig waar versot is op hulle self. Ons leef in 'n tyd van enorme narcisme. En dan die oomblik as jy gaan kyk, wat die kruis van ons vra is leegmaak, leegwording, selfontlediging. En iets wat vir my nogal aangegryp het, was die gesindheid van Christus om aarde toe te kom. As ek gaan dink aan die Vader, dis nogal belangrik om dit raak te sien, dat dit nie was dat die Vader nou hierdie woede wou uitwoed en die Seun, maar ek wil sê soos iemand wat die houe maar vat van hierdie aggressiewe, onbeheerste pa vir ons nie, maar dat hy die gesindheid gehad het van ek wil dit graag doen want dis wat nodig is, dis wat my Vader verwag. Die gesindheid was een van selfontlediging. Jesus wat nie vasgeklou het aan sy hemelse heerlikheid nie, maar dit neergelê het
om die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Die hele gesindheid van Christus het vir my nogal in hierdie tyd deurgebreek oor die gesindheid wat ek weet my Vader verwag dat die doodstraf gegee word vir hierdie verskriklike oortreding van die mensdom, maar ek is bereid om daai prys te betaal. Dis die gesindheid van ek weet dat ek hemelse heerlikheid het, maar ek kies om 'n mens se vel, die inkarnasie van Christus, ek kies om 'n mens se vel aan te trek, 'n mens te word, myself te verneder. Dit is nogal vir my, diepgaande oor 'n diep karakterverandering in die mens, oor waar ek beweeg van selfsug na selfloos, omdat Christus my hart aangeraak het. Sjoe. En keer sê vir my, ek het 'n volgende gedagte wat ek graag met jou wil deel, en ek wil graag hoor hoe jy dit beleef het, gedurende hierdie reis. Wanneer ons na die kruis van Christus kyk, en ons zoom in en ons zoom uit, dan sien ons klomp goed raak. En ek dink iets wat ons gedurig van melding maak, en dit is tog die algemene een is, as ons hier aan die kruis hang, dan sien ons die liefde van God. Ons sien die liefde van God en ons sien die genade. Hoekom? Want dit moes eintlik ek of jy gewees het, wat aan die kruis gehang het. Dit moes ek of jy gewees het wat geboet het vir ons sondes, en daarom kan ons sê, die Here is vir ons lief. Hoekom? Want hy het homself gegee. 1 Johannes herinner ons wat hierdie liefde is, dis 'n selfopofferende liefde. Dis nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy bewys het, deurdat hy sy seun gegee het. Maar ek sal graag by jou wil hoor, as ons dan nou bietjie inzoom en dalk weer bietjie uitzoom en ons kyk na die kruis, wat sien ons raak in terme van God se geregtigheid en regverdigheid aan die kruis? Gerard, dit wat jy sê is baie van waarde. Nou, ons moet nooit God sien, net soos hierdie fuzzy-wuzzy teddybeer wat net liefde is nie. God se liefde is altyd heilige liefde. En heilige geliefde het altyd die komponent van geregtigheid. En die twee kan jy nie losmaak van mekaar nie. God se geregtigheid en sy liefde. Want as jy net fokus op die liefde, dan kry ons moraliteit. En dit is wat sê, weet julle, alles kan maar gaan, die wêreld kan maar verkeerd wees, solank julle net vir mekaar lief is. Solank ons net vir mekaar lief is, dit soos 'n bietjie soos 'n geestelike sousie wat ons net oorgooi. Maar aan die ander kant, as daar net geregtigheid is, julle het verkeerd gedoen, dan gaan julle straf. Dan kry ons brutaliteit. En dis net God wat daai balans tref tussen geregtigheid en liefde. Dit is sy geregtigheid wat die kruis van Jesus vra. Hy vra, want die loon van die sonde is die dood. Maar dan is dit hy wat in liefde gee, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. So die oomblik as jy die kruis sien, sien jy die perfekte samevloei tussen God se geregtigheid en sy liefde. Hy is beide die regter wat die doodstraf verwag, maar ook die regter wat die doodstraf gee, of die plek inneem. Hy is die een wat dit eis, maar ook die prys betaal. En dit sien mense daai komplementerend is, en dit maak net jou prentjie van God baie, baie ryker. Gerard, terug na jou toe. Ek wonder sommer net, as ons in hierdie tyd, lydingstyd is ook in ons siel, is mens die bewus ook van swaar kry, Jesus se lyding, dit wat hy verduur, die bespotting, ek dink sommer aan die tuin van Getsemane, waar Jesus letterlik fisies bloed sweet van die spanning wat hy in daai tyd dra. En ek wonder sommer net, as jy gaan dink, ons altyd het al Passion of the Christ gekyk, of 'n film wat gaan oor Jesus se dood. Kom ek vra vir jou so net op 'n diep emosionele vlak, nie noodwendig so diep teologies as saks nie, maar wat doen dit as jy na die kruis kyk en jy sien Christus wat vir jou ly, Christus wat gespoeg word vir jou onthaalwe, Christus wat gemartel word en beswadder word. Wat doen dit aan jou as jy na hom kyk? Ek dink as 'n mens na die kruis kyk, persoonlik, mense het mos maar hulle eie manier om dit uit te druk, maar ek sien 3 kante van die kruis. Aan die een kant sien ek die goue kruis. Want aan die kruis, vir die wêreld was dit 'n vernedering van God, maar vir ons wat gelowig is ons sien dit was die verheerliking van Christus aan die kruis. Ironies. Dit word sy troon. Die goue kruis. Dis ook hoekom ons goue kruisies om ons nek hang. Dit is nie meer 'n instrument van pyn en lyding nie, maar dit is nou 'n instrument, 'n simbool van oorwinning, van verheerliking van ons God.
As ek na die kruis kyk, sien ek ook 'n deurskynende kruis. En dit wil sê dat hierdie deurskynende kruis, deur die kruis, kyk ek dan nou ook na ander mense. Deur die kruis probeer ek na my vyande kyk. Deur die kruis probeer ek na my naaste kyk. Met Sure. ander woorde, dit beïnvloed my oë. Maar ek dink spesifiek nou in hierdie tyd, die opbou na Paasnaweek toe, sien ek die bloedbevlekte kruis. En ek sien die kruis, die houtkruis waaraan die spykers kraak. Nou ek onthou ek en jy het eendag so 'n gesprek gehad en dit is moeilik om dit dalk op papier neer te sit want daar's tog ook 'n baie groot emosionele komponent daaraan. Maar as dit so is dat die Gees van God dieselfde Gees is wat ons Here Jesus uit die dood uit opgewek het, maar ook dieselfde Gees is wat in my en jou woon. En dieselfde Gees is soos wat Romeine 8 sê wat ons laat uitroep Abba Vader, wat ons uiteraard honger maak na die Vader. Dan is dit tog ook dieselfde Gees wat in hierdie tyd ons ook kom hartseer maak. In hierdie tyd ook iets kom deel van die Vader se hart, toe hy sien dat sy seun aan 'n kruis vasgespijker word. Of die seun se hart toe hy hierdie woorde uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En ek dink mens moenie wegskram van hierdie emosionele kant. Hierdie emosies het die Here ook vir ons gegee om iets ten volle of voller te kan beleef van wat dit gekos het vir 'n pa om sy seun te gee. Nie vir een of ander rede nie, maar om vir jou, vir my, by name te kan red. En ek dink dit maak die kruis ongelooflik persoonlik. Iets wat ek nogal aan dink, daar's 'n stukkie in die boek wat my nogal gegryp het. Op 'n stadium sê hy dat mense wat nie mens loop die risiko om een van twee foute te maak. Dit is of dat jy nie die erns van die sonde besef nie, of die erns van God as regter. En ek dink wanneer ons kyk na die kruis, besef ek ten diepste, dis nie net voetfoutjies wat ek begaan het nie. Dis nie maar oepsies in my lewe, en sonde is nie ligtelike sake nie, maar is altyd rebellie. 'n Rebellie wat die doodstraf verdien. Ek dink aan Romeine wat sê die loon van die sonde is die dood. En dit laat my besef dat 'n heilige God diep gegrief is deur my optrede. En ek dink dan as ek gaan kyk na die erns van die situasie, miskien my eie belewenis is dit ongelooflike dankbaarheid. Die diepste van dankbaarheid besef ek die oomblik as ek besef dat my sonde en my ellende wat ek pleeg, aktiewe rebellie teenoor die heilige God, dat hy my regtig waar red van 'n ewigheid van smart en hel en skeiding, deurdat hy juis vir my daardie lam gee, as 'n persent uit sy hart. Onverdiens, ongevra, maar net omdat hy uit louter goedheid nie anderster kan as om dit te gee, omdat hy is. En dit maak vir my nogal die hele beginsel van genade, dit raak my diepste wese, want dit is in daai oomblik wat ek besef, maar God gee vir my wat ek nie verdien nie. En dis hoekom ek vir hom kan vra wat my nie toekom nie. Nie op grond van wie ek is nie, maar op grond van wie hy is. Dat ek vir hom kan sê, Here, gee vir my genade wat ek nie verdien nie, maar omdat U wel U is. Dit gryp my nogal. Here, ek wil vir jou 'n vraag vra. In die lig van ons Here wat in die publiek gekruisig is, en dit nie iets is wat agter die skerms plaasgevind het nie. En die Here het nie agter die skerms die kake van die dood kom breek nie. Hy het dit in die publiek gedoen. Dit was 'n publieke vernedering. Ek het praat eendag met iemand, so ook nou al 'n rukkie terug, en persoon sê toe vir my, nee, maar hulle is ook 'n volgeling van Jesus, maar hulle is nie praktiserend nie. Mense hoor ook gereeld die taal dat my geloof is iets wat privaat is. Wat sou jy sê dit vir kinders van die Here? Of wat sou jy sê is die imperatief daarvan, die opdrag daarvan, om bloot na die kruis te kyk en te kan erken, dit is 'n publieke aangeleentheid, en dat die Here ons roep om by implikasie in die publiek ook ons kruis op te neem en om te volg. Grat, ek dink sommer net terug aan dit wat jy sê, en dit is my eintlik wonderlik hoe God
die betekenis van die kruis verander het. Ons dink aan Deuteronomium 21, baie bekende teks wat sê vervloek is elkeen wat hang aan 'n boom. En ons is nie soos 'n kind wat hang aan 'n boom nie. Ek praat net van wat daai straf gekry het om letterlik amper soos 'n outcast te wees. En wanneer ons dink aan die Romeinse kruis, dan dink ons aan woorde soos Cicero wat op 'n stadium gesê het dat 'n Romeinse burger geslaan word is unconscionable. Maar om in 'n kruis te hang, toe sê hy daar dis 'n abomination. Jy weet, as ek hom nou direk aanhaal. So die kruis was die uiterste vorm van publieke vernedering. Dis kaal, dis eenkant, dis 'n publieke bespotting. En die feit dat dit so kru en wreed is, dis net Christus wat die betekenis daarvan kom verander het. Juis omdat hy die skande daarvan gedra het hy dit ook verander in heerlikheid. En daarom die oomblik as ek my kruis opneem, gaan dit nie oor die skande en die swaarte daarvan nie, maar juis omdat hy reeds dit gedoen het, word dit vir my die voorreg om te sê ek wil graag my kruis opneem. En ek dink op 'n baie praktiese noot dit wat jy nou sê, Christen is nooit veronderstel om geheime agente te wees nie. Ons is nooit veronderstel om hierdie geheimsinnige lewe te hê waar net ek en God weet dat ek gelowig is. Maar alle teologie is op die ou en van die dag publieke teologie. Want dis waar my getuienis behoort te lê. Dis as gevolg van daardie openbare vernedering wat Jesus gedra het, dat die hele wêreld vandag weet. Die hele wêreld weet vandag daarvan. En dis hoekom as ek 'n navolger van Christus is, dan behoort ook die hele wêreld te weet aan wie ek behoort. Nie dat ek dit vir my eie misbruike wil gebruik of my eie naam wil dit in 'n beter posisie plaas, maar regtig waarom dat ek hom so lief het. Kan ek nie 'n geheime geloof hê nie. Net so in die lig daarvan, ek wil sommer by jou aansluit. Ek dink nou aan 'n teks wat ons nou onlangs sommer ook saam gelees het, ook as kerkraad saam gelees het, en dit is Johannes 21. En in die lig daarvan dat voor Jesus se kruisiging, Petrus wat vol bravado was en ore afkap links en regs en hierdie idee skep van Here, ek weet om vir u te volg. Here, ek is voor in die koor, maar 3 keer vir die Here verloon het. Dan kom hy by hierdie geleentheid waar die Here opnuut sy roeping vir hom gee, na Jesus se opstanding, en hom eintlik kom restoreer. Maar hy doen dit in die publiek. Hy vra vir hom voor die ander disippels, het jy my werklik lief? Ja. Hy roep nie vir Petrus eenkant, nou Petrus wat ook die rots, die kerk verteenwoordig, hy roep ons nie eenkant en vra vir ons hierdie vraag nie, maar hy vra dit juis waar dit ongemaklik is. Hy vra vir ons by die werk, het ons hom lief? En hy vra vir ons in vergaderings, het jy my lief? En daai lief kom altyd met 'n punt, want daar's implikasies van daai liefde. Gerard, as ons sommer 'n bietjie saam met mekaar nog verder dink. Ek dink sommer net ek wil vir jou vra op 'n meer teologiese vlak. Die kruis as sulks, die ruiltransaksie wat daar plaasvind. Die hele rykdom daarvan dat God vereis maar tog gee. Ek wil vir jou vra die teologie van die kruis wat vir jou op hierdie stadium regtig aan die hart druk. En as jy nou in geheel kan kyk in ons reis, wat jou so 'n bietjie 'n wenkbrau laat lig het en dink, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Maar dis altyd die voorreg om te bestudeer, is dat elke keer, elke Paasfees leer ons iets nuuts, elke Kersfees leer ons iets nuuts. Daar's net nooit 'n versadigingspunt waar ons kan sê, aha, nou het ons in volle wysheid en in bag. En dis hoekom ek vir jou die vraag wil vra, hierdie spesifieke reis in hierdie jaar, wat het vir jou nog oopgegaan teologies rondom die kruis van die teologie? Ek dink die stap dikwels rond met veronderstellings. En dis daai veronderstellings wat diep in jou posvat, waaroor jy nie regtig dink nie, maar dit altyd maar net veronderstel. En ek dink John Stott se boek daag 'n mens uit om weer die veronderstellings op die tafel te sit en te toets. En ek dink een van die veronderstellings wat by my nog altyd geleef het, hoekom is die Here vir my lief? Want hy het vir my in die kruis gesterf. Dis hoekom hy vir my lief is. 'n ander veronderstelling is, hoekom kyk die Vader na my soos hy na my kyk? Want sy seun het aan die kruis gesterf. Dit is amper asof
die Vader nou verander het. Jy weet, in die begin het hy dalk nie lekker na my gekyk nie, want ek sondig en vuil, maar nou kyk hy anders na my. En dis 'n veronderstelling wat John Stott eintlik by my kom uitdaag het, om te kan verstaan en dalk vir die eerste keer dit in te sien, dat God nie vir my lief is, omdat hy aan die kruis kom sterf het nie. Dat die Vader nie anders na my kyk, omdat Jesus aan die kruis gesterf het nie. Maar hy was so lief vir my gewees, dat hy aan die kruis kom sterf het vir my. Sjoe, ongelooflike klemskuif. Sjoe. Ongelooflike klemskuif, en dit sluit aan by hierdie idee dat vir wie het ons Here Jesus kom sterf? Was dit vir kinders van God, of was dit vir sondaars? En dit beklemtoon net dat ek verdien dit nie. Romeine 3 bevestig dit, dat niemand soek na die wil van God nie. En in my sondige toestand, in my Efesiërs, vroeg Efesiërs toestand, toe ek nog vasgevang was in die magte van die sonde, dood was as gevolg van my sonde, het hy reeds sy liefde aan my kom bewys. En dit bevestig dat God dit nooit kom verander nie. Dit is nie asof die kruis 'n skakelaar geword het, wat God se hart kom verander het nie. Maar die kruis is eintlik die lig wat op God se hart kom skyn, om laat ons kan sien wat nog altyd daar was. 'n God wat ongelooflik genadig is, ongelooflik goed is, maar God wat ook reg is, regverdig oordeel en die lot op sy seun laat val het, in plaas van my en van jou. Skitterend. Skitterend. Jo. Dink mens kan amper 'n spontane amens uitbundige vreugde wat mens beleef. Gerrit, iets wat ek sommer van my kant wil deel, wat nou nogal vir my oopgegaan het in hierdie reis, is die onskuld, die klem op Jesus se onskuld. En hoe die Vader hom ook vryspreek vanweë sy skuldigbevinding. Nou as mens gaan kyk na die hele narratief wat afspeel met die kruisiging, dan sien ons telkens hoe Pilatus amper kriewelrig is. En hulle bring vir Jesus hier aan en dan sê hy nee, stuur hom terug na Kajafas toe. En dan as Kajafas nou sê maar nee, ons stuur hom weer terug, dan okay, maar goed, kom ons probeer maar almal gelukkig hou, ek sal hom laat gesel. En dan sien ons 'n derde keer, goed, hy's nou klaar gegesel, wat van Barabbas? Kies julle wat se in julle graf wil laat vrylaat, Jesus of Barabbas? En uiteindelik dan kom Pilatus en hy was sy hande in onskuld. Maar daar's 'n goeie rede hoekom ons bely wat gelei het onder Pontius Pilatus. Want alhoewel Pilatus vir Jesus op daardie stadium nie per se skuldig bevind het nie, laat hy hom tog wel oor om gekruisig te word. Hy gee hom oor om gekruisig te word en dan reeds is oordeel, al het hy sy hande gewas. Maar wat vir my nogal oopgegaan het in die boek is, daar's altyd wanneer ons praat van appel of appelreg, dan appelleer jy na 'n hoër gesag of 'n hoër liggaam. So Jesus word as onskuldige verhoor, onskuldig gekruisig, onskuldig ter dood veroordeel. En die grootste appelsaak wat geslaag het in die mensdom se geskiedenis was die opstanding. Deurdat God, die Vader, sy seun onskuldig verklaar en hom uit die dood uit opwek. En Jesus uit die dood uit opstaan. Die skuldig bevinding, Jesus die skuldige die onskuldige vir skuldige mense. Dit het my nogal aangegryp uit 'n regsjuridiese punt, net om te wys dat die Vader wel ook sy seun onskuldig bevind het. En hoe mooi dit is, die opstanding, om te sê dat hy wel as die onskuldige vir skuldiges gesterf het, maar vrygespreek. Dit het my nogal diep geraak. As 'n mens nou in 'n restaurant ingaan, stel jouself nou voor, jy gaan nou na 'n nuwe restaurant toe, en jy het nou jou kos bestel om te eet, en hulle bring nou vir jou hierdie wonderlike dis, en jy wil gou 'n draaitjie stap, en soos jy nou na die kleedkamer so stap jy verby die kombuisdeur. En die kombuisdeur staan oop, en vir 'n oomblik loer jy net daarin. En jy sien dat in daai kombuis is dit absoluut chaoties. Dis de mekaar, dis vuil, dis slodderig, die mense het nie handskoene aan nie, die instrumente waarmee hulle werk is vuil. Die Engelse uitdrukking is, I cannot unsee it. Nou, in die positiewe sin daarvan, ons sê ook gereeld, weer eens Engelse uitdrukking, the truth will set you free, maar wat ons ook weet is die waarheid konfronteer jou.
En dit beteken die waarheid maak jou ook baie ongemaklik, maar op 'n goeie manier. Die evangelie boodskap is 'n ongemaklike boodskap. Dit kom buig ons. Ons kan nie dit buig nie. Dit kom buig ons. In wese kom daag dit jou uit. Nou ken as ek nou vir jou moet vra, as jy nou so tong in die kies, jy kan dit nie aansien nie. As jy nou dink aan alles wat jy nou deurgelees het in die voorbereiding vir hierdie stukkies uit die boek van John Stott, wat is daar wat jy raak gelees het wat jou heeltemal uitdaag? Jy voel eintlik ongemaklik, maar op 'n goeie manier, maar dis ongemaklik. Jy moet nog daarmee stoei en daarin kou, en waarskynlik ook vir die wat geluister het. Wat sou jy sê is iets wat werklik dalk ongemaklik sou posvat vir die luisteraar? Praat meer uit 'n persoonlike ondervinding hierso. Gerard, as dit is wat my Heer gedoen het, as hy gesterf het en lewend geword het, dan vra ek myself in die diep vraag, waarom moet ek nog self sterf? Daar's maar nog baie lewendig van hierdie lijk. Ek is veronderstel om saam met Christus te sterf, saam met hom te leef. Maar as ek gaan toets in my eie lewe, kom jy nog maar agter hoe baie lewendig nog die ou self nog van ons is, en hoe baie nog van ons moet afsterf. Ons eie begeertes, ons eie hebsug, gierigheid, dis sondes wat ons baie maklik vertroetel in ons samelewing, materialisme, ons rasisme, klassisme. As ons kyk hoe ons optree teenoor mekaar, skinder, slegte praatjies, dis aan die orde van die dag. En dit laat my nogal diep besef, maar as die kruis dan so verrykend was, waarom het dit so min invloed op my lewe? En dis regtig waar die vraag dan ten diepste lê is, as ek gaan kyk na mense wat regtig waar die krag van die kruis en die opstanding beleef het, dan sien ek 'n Petrus wat verlonend is, en dan die oomblik as hy werklik aan die ander kant van die kruis staan, dan word hy 'n kerkleier wat voor die Sanhedrin staan met volle oortuiging. Ek sien Paulus wat vervolger van die kerk was, en hy ontmoet Jesus in 'n totaal radikale ander lewe. Ek sien die apostels wat almal vir die geloof gesterf het, met die uitsondering van Johannes, maar op verskillende plekke wreedaardige dode gesterf het. En dit gaan nie vir my oor die martelaarskap as sulks wat omarm moet word nie, maar die rede dat daardie mense so diep oortuiging in hulle binneste gedra het, dat selfs martelaarskap vir hulle as deel van die pakkie aanvaarbaar was, en eintlik waar genoegdoening daarmee gehad het. So ek dink die belangrike punt wat ek probeer maak, is om te sê, as ek werklik na die kruis kyk, dan kan die Kenneth voor die kruis en die Kenneth na die kruis nie na mekaar lyk nie. Hulle kan met mekaar niks in gemeen hê. En dit vra vir my nou nogal die vraag, as ek gaan kyk na gelowiges se lewe, dan wonder ek of ons regtig al daai diepe transformerende ervaring gehad het van die kruis van Christus, wat jou op 'n totale nuwe koers plaas, 'n totale nuwe manier van dink, 'n koninkryksburger maak, iemand wat net met God behep is, en wat God nie gebruik soos 'n spaarwiel nie. Dit is nogal die uitdaging wat ek mee aankou, is oor wat doen dit aan ons? As ek selfs die soldaat by die voet van die kruis sien, wat waarskynlik ook Jesus gespot het, en dan as hy sterf, opkyk en hy sê, waarlik, hierdie man was die seun van God gewees. Dis wat die kruis doen. Dit ruk selfs die ongelowige in die hart, en bring hulle tot geloof. En dis daai vraag wat ek wil vra is, wat doen die kruis aan ons? As ons daarna kyk, nie uit ouer gewoonte nie, maar wat doen dit in diepste aan ons? Gerard, terug bietjie, vraag sommer wat ek nou aan dink aan jou. Dis nogal aangrypend hoe die Here die aand voor die tyd vir mense wat nie sy kruis mooi verstaan, probeer demonstreer deur die nagmaal. Dit is my liggaam, dit is my bloed. En ek wonder sommer net uit 'n baie praktiese demonstrasie wat Jesus gee. Ons is nou op pad na Goeie Vrydag toe, baie gemeentes, kerke gaan nagmaal gebruik. En miskien wil ek vir jou vra ook, wat is die troos wat die nagmaal vir mense bring, wat kan proe en ervaar en kan hoor en kan sien wat Christus vir hulle gedoen het? Ek dink die Here
het vir ons so geseën dat die simbole, die sakramente wat hy ingestel het, fisies van aard is. Ek dink ons is maar almal tot 'n groot mate, maar soos ou ongelowige Thomas. As mens wil ons sien en ons wil voel en ons wil proe en ons wil beleef. En ek dink maar net bloot, so mense nou dink aan elkeen van ons wat al nagmaal gebruik het. As ek nou so sistematies deur die diens kan beweeg, dan word 'n bordjie omgestuur met 'n stukkie brood op. En daai brood, daai stukkie, is deel van 'n groter brood. Is deel van 'n brood wat opgesny is. En so as familie, neem ons elkeen 'n stukkie van daai brood. En ek dink dit al reeds sê, dat daai broodjie, die feit dat ons almal 'n stukkie van die gehele brood neem, bind ons saam. Dis nie van 'n ander brood nie. Daar's nie sommiges wat lekker koek met versiersuiker kry en ander wat brood kry nie. Ons almal kry van daai brood. Dit bind ons saam. Ek dink daai feit dat jy daai broodjie kan neem en kan voel tussen jou vingers, dit kan ruik, dit kan proe, bevestig iets van die waarheid daarvan. Dit is werklik so. As jy daai broodjie kou, dan soms raak dit so droog in jou keel. Dit is daar. Dit is 'n werklikheid. En net so werklikheid soos wat dit is, so werklikheid is dit, dat Christus se liggaam vir ons gebreek is. As 'n mens kyk hoe word brood saamgestel, is daai koringare, daai koringkorrels moet maar fyn gestamp word, gebreek word. En so word Christus se liggaam vir ons gebreek. Ek dink die stuk dankbaarheid daarvan is, dat soos ons daai broodjie in ons hande voel, in ons mond insit, dit eet, dit proe, dit kou, is daai stuk hartseer van ons Here het vir ons gesterf. Dit was sy liggaam, maar ook daai dankbaarheid van ken of dit moes ek en jy gewees het. Dit moes ons gewees het. En dan dieselfde ook met die wyn, of as ons nagmaal gebruik, dalk ook opsie van sap. Die werklikheid dat daai simbool, sakrament van die Here se bloed uitgedeel word vir almal, bind ons saam, deur sy bloed, word ons saamgebind. Ek dink weer in Efesiërs, ons sê mos maar, dit is die boek van eenheid vir die kerk. In Christus is ons een. Saam met hom het ons die lewe, in hom het ons die lewe. En daai moment as ons daai wyn of daai sap proe in ons mond, dan is dit nie meer bitter nie. Dit is nie dieselfde beker wat Jesus in die tuin voorgebid het dat die Vader dit moet wegneem, maar nog van sy wil nie. Onthou daai beker in die tuin was die beker van oordeel gewees. Oordeel van God, die Vader oor sonde. En as ons nou daai wyn proe, dan is dit die soet beker van verlossing. Ek dink in hierdie boek het hy ook die punt gemaak dat hoe is dit dat ons sien byvoorbeeld vir Stefanus wat gestenig word, en terwyl hy gestenig word, beleef ons nie hierdie angs en spanning nie, maar ons sien hy sien die hemel wat kom, hy sien die poorte wat oopgaan, hy sien die lig, hy sien die seun van die mens. Hoe is dit dat ons Here Jesus wat eintlik dan nou die voorbeeld is, die champion is van gehoorsaamheid aan die Vader, dat hy bloed sweet in die tuin, moet hy dan nie juist sterk staan nie? Maar die rede is nie die fisiese kruis nie, die rede is daai beker wat hy moes drink. En in daai beker was die oordeel van die Vader. Ons Here Jesus het sonde geword in ons plek. En die feit dat ons daai sakramente kan gebruik en kan uitstap uit die kerk uit en kan lewe, dat ons deel is van 'n familie, dat ons kindertjies kan grootmaak, dat ons kan asemhaal, wat 'n ongelooflike voorreg van dankbaarheid. Dis aangrypend wat jy sê. Ek dink aan 'n teks 1 Johannes 3 vers 20 wat sê as ons gewete ons aankla, hy is groter as dit. En wat vir my nou nogal baie help met nagmaal, is die tasbare versekering daarvan dat ek duur gekoop is. Ek kan dit fisies voel, ek kan dit proe. So seker soos wat ons daardie nagmaal tekens sien, so seker weet ons, hoeveel te meer staan dit nie vas, dat Jesus ons werklik gekoop het, die hoogste prys daarvoor betaal het. Miskien so laaste vraagie,
Ek wonder sommer net, ons praat baie oor die jaar 2025 en die vraag sal natuurlik wees altyd watter hoop. Wat is die hoop wat ons in ons harte dra? Ek het nou die opmerking gemaak van jy sien eintlik oral sit dit mense kruise. Mense het kruise om hulle nek, hulle het kruise, hulle tatoeëermerke van 'n kruis. As jy in die huise kom, dan sien jy kruise wat in die huis vertoon word. Sommige mense het om hulle speeltjie in die karre kruis. Ons wêreld is vol kruise. Maar ek wonder sommer net as ons hierdie laaste gedagte met mekaar deel, watter hoop bring die kruis vir ons in hierdie tyd, in hierdie jaar? Enige gedagtes? Ja, Paulus se woorde daag my uit. As ek dit nou met my eie woorde kan uitdruk, waar Paulus dan nou eintlik maar sê, alles is waardeloos. Hy beskou alles as waardeloos. As ek dit nou in vandag se taal kan sê, ag weet jy, die kar wat ek ry, die huis waar ek bly, is waardeloos. Dit gaan verbygaan. So 'n tentwoning. Dit's maar hier vir 'n kort tydjie. Ek beskou alles as waardeloos. Paulus se grootste behoefte, sy grootste hoop, sy grootste ywer en sy grootste vervulling is om vir Jesus te kan ken. Ons het na die dag het ek die voorreg gehad om 'n begrafnis te lei van mense gesin wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. En dit was so wonderlik om deur die trane, deur die hartseer, die vraag te kan vra, dood, waar is jou angel? Wat kan jy nou eintlik doen? Want ons Here Jesus, en ek dink dit is waarin die hoop gesetel is, ons Here Jesus het aan daai kruis gesê, dit is volbring. En daai woordjie dit is volbring, te doen met daai skeiding wat daar was tussen God en mens, daai skeiding wat daar was tussen lig en donker. Ons kan nie na God toe gaan nie, want ons is stof, ons is feilbaar, ons is sonde, daai virussonde wat in ons velle ingekruip het vanaf Adam en Eva daar in die tuin tot vandag toe, bring nie meer skeiding tussen ons en God nie, in Christus Jesus, deur sy bloed. En ek dink dis die hoop wat ons het, dat ons verlosser kan ken. Ek dink nie ons hoop is 'n plek of iets nie, maar is 'n persoon. Wonderlik. Hoop met 'n hoofletter. Ek dink nou, Gerard, ek wil net by jou aansluit. Dit is vir my nogal interessant. In die eerste 3 eeue het die simbool van die kruis nooit regtig as hoofsimbool gefunksioneer nie. Dit was maar eers die ichthus, daai visie wat ons gesien het, en sommige met 'n anker, en daar was ander simbole van die lam, maar die kruis het eers hierso in die 3de eeu het dit die simbool begin word wat regtig die Christendom definieer as mense van die kruis. En ek dink dit wat jy sê op hierdie stadium wat vir my baie hoop gee, is dat ons staan in die skadu van die kruis en in die lig van die opstanding. Dit maak ons mense wat ten spyte van die grootste van uitdagings wat ons het en beleef, mense kan wees wat onthou ons is duur gekoop. Ons is duur gekoop deur die bloed, ons is skoon gewas, ons is geliefdes, en die hoop wat ons het dat hy kom weer, ons behoort aan iemand. En dit maak dat ons die toekoms met helder oë, met braafheid, met waagmoed kan aanpak, ongeag die omstandighede wat ons het, of dit nou politieke onrus is tussen Amerika en handelsoorloë en fisiese oorloë en die dreiging van 3de wêreldoorlog en ekonomiese insinking en politieke onrus en geweldige klassisme en rassisme wat ons aan ons vel beleef. Dit maak, ek dink, dit stel ons in staat om ten spyte en te midde van al daardie onbeerlike ervarings nog steeds te kan sê, maar ek weet een ding. Ek is nie gemaak vir hierdie wêreld. Ek is slegs ek's 'n reisiger, 'n pelgrim op pad elders heen. En ek behoort aan iemand anders. Iemand het my duur gekoop. En ek dink daai gedagtes help ons nogal om sinvol, betekenisvol deur die lewe te kan reis. Moedig. Laaste gedagtes. Ja, so laaste een van my kant af. Nou, wil nou nie my ouderdom verklap nie, maar ek weet ek is nog seker aan die jongerige kant, maar
Ek kan onthou 'n rukkie gelede toe ek nog in die baie jongerige kant was en ek maar permanent met 'n handdoek moes rondstap want my ore was sopnat agter hulle gewees. Toe het 'n oom vir my oom, my pa se broer, toe het hy iets by my geplant wat eintlik vir my baie anders laat dink het oor die bediening. En hy het vir my hierdie vraag gevra: "Wat is jou hooftaak as 'n leraar?" En so het ek nou met alle slim antwoorde na vore gekom om te preek en om besoeke te doen en ensovoorts ensovoorts. En toe sê hy vir my: "Onthou, jou nommer 1 taak is om vir jou skape te bid." Nou, Kenneth, ons het nou deur hierdie boek gereis en ons het opnames gemaak en ons het nou sommer lekker saam ook gedeel wat vir ons uitgestaan het, wat ons gehoor het, wat ons beleef het. Maar ek wil dit nou terugvat na die gemeente toe. As ons nou hierdie boek toemaak en ons is klaar, wat sou jy sê is die dinge waarvoor ons werklik bid, dat die Here dit ook onder ons kudde, onder sy lidmate sal laat vlam vat? Wat dink jy was belangrik dat ons lidmate dit hoor en waarvoor vra ons vir die Here om te laat groei en te laat kweek ook in ons eie gemeente se lewe? Iets wat vir my nou nogal, ek het dit dalk vroeër genoem, maar dit is net omdat dit so sentraal op hierdie stadium in my gedagtes vasgebrand is en ingeets is, gaan oor die gesindheid van Christus. En die gesindheid van Christus wat in die eerste plek homself ontledig. 2 is dat hy 'n dienskneg word. 3 is dat as dienende kneg sy dryf in hierdie lewe is om gehoorsaam te wees. Absolute gehoorsaamheid, radikale gehoorsaamheid. En sy geweldige toewyding daaraan om die koninkryk van God te vestig en uit te bou in die hier en die nou. En ek dink as ons lewe, dink aan ons eie gemeente se gebede, dan wonder ek of ons agendas met Jesus se agenda belyn. En ek wonder of ons eie gedagtes met die gedagtes van Christus werklik belyn. Of ons op daai plek is waar ons pleit, sobat, meer van U en minder van ons. Here, asseblief tog, maak ons leeg van ons eie agendas, ons eie willigheid. Of ons by daai plek is waar ons ten diepste skree, uitroep, om vir die Here te vra om vir ons 'n radikale gehoorsaamheid te gee, om vir ons die gestalte van 'n knegt te gee. En ek het sommer nie die beeld, jy het net oor die beeld van 'n restaurant gebruik. Maar dis baie keer die beeld wat my sien in kerke is, daar's 'n paar kelners wat die gaste gelukkig moet hou. Jy weet, die dominee moet reg preek en die musiek moet lekker wees en daar moet nie sterings wees nie, die kindertjies moet stil wees want ek kom vir 'n aangename ervaring, soos by 'n restaurant. Terwyl die werklike beeld is jy is die kelner en die wêreld wat ons moet bedien is die gaste. Ons bedien hulle met Christus. So jy's eintlik maar hier om jou voorskoot aan te trek en te sê, so is my meester, so doen ek. En nou dis daardie gedagtegang wat ek ten diepste voor wil bid. Dat ons die gedagtegang van Christus in ons harte sal dra. Liewe vriende, familie, dit was so lekker om saam met julle te reis. Ek sê baie dankie vir Fred en vir Gerard wat saam met ons hier in die ateljee was. Dankie dat julle deel ook van julle ervarings en mag die Here vir ons regtig ryklik seën in die tyd wat vir ons voorlê.